Adam en Eva se keuse om teen God in opstand te kom en soos God te wil wees, is iets wat hul kinders van geslag tot geslag geërf het. Romeine 5 vers 12 sê, die sonde en dood het deur een mens in die wêreld gekom en deel van alle mense se lewe geword, want almal het gesondig. Daarom sê Dawid in Psalm 51 vers 7 dat hy al met sonde belaaid was toe sy ma met hom swanger geword het. Hy was al skuldig met sonde toe hy gebore is. Sonde is dus nie maar net iets wat ek doen nie, ek word met sonde gebore. Ek staan reeds by my geboorte skuldig voor God oor my sonde. Ek doen sonde omdat ek as sondaar gebore is. Net soos ek aan my voorkoms en manier van doen as 'n kind van my ouers herken word ek ook deur my sonde as 'n kind herken. Verstaan jy waarom die Here Jesus in Johannes 3 vers 3 sê dat ons nuut gebore moet word? As ons nie deur die Heilige Gees nuut gebore word nie, sal ons nie die koninkryk van God sien nie. As ons in ons sondige natuur bly soos ons gebore is, sal ons nie deel kry aan die lewe wat God vir ons bedoel het nie. Daarom is dit belangrik dat ek my sonde, hierdie natuur waarin ek gebore is, aan die Here bely en vir hom vra om my hele lewe deur die kragtige werk van die Heilige Gees nuut te maak, om vir my 'n nuwe natuur te gee, sodat ek nie meer sonde wil doen nie, maar wil doen wat God van my vra. Leef jy nog in jou sondige natuur soos jy gebore is, of het jy al jou sonde aan die Here bely en gevra dat hy vir jou 'n nuwe natuur sal gee, dat jy deur die Heilige Gees nuut gebore kan word en alles in jou nuut kan word?